Goeiemiddag vriende. Tannie Kalla en familie, ek wil graag namens ons gemeente vir julle sê ons dink aan julle. En ek glo dat die Here ook vir wie julle ken, vir julle in hierdie tyd en ook vanmiddag in hierdie uur, in die besonder sy vertroosting en sy rustigheid sal gee. Baie dankie ook vir elkeen van u wat hier is vanmiddag. Ek dink dis vir hulle 'n geweldige riem onder die hart om te weet, hulle voel eensaam, maar daar is ander mense wat saam met hulle voel vanmiddag. En dankie dat u dan saam met hulle ook deel in hierdie tyd. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Ons hemelse Here, ons woorde is maar min vanmiddag wanneer ons hier so saam is, omdat ons Here as mense dinge soos hierdie nie verstaan nie. En daarom weet ons nie regtig hoe ons mekaar moet troos nie. En Here, ons probeer vir mekaar iets sê, ons probeer mekaar se hand vat. Maar eintlik is ons almal vanmiddag geweldig afhanklik van U. Want ons weet, U is ook deur middel van die Heilige Gees die enigste trooster. Die een by uitstek, wat ook vir hierdie familie op U tyd en op U manier weer vrede sal gee. My gebed is dan dat U ook in hierdie tyd wat ons op so 'n manier saam sal wees, dat U met ons sal praat. Dat U verby die prediker sal beweeg en dat U self aan die woord sal kom, want Here, ons almal het 'n behoefte aan U vanmiddag. Ons almal staan leë hand voor U. Daarom vra ons dan, wil U vir ons seën? Wil U vir ons bemoedig? En wil U veral vir ons hier nou en net nou by die graf bewus maak van U heerlike teenwoordigheid? Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, Hy wat die dood oorwin het. Amen. Kom ons gaan na ons eerste lied daar op die pamflet, Gesang 39, vers 1 en 2. Ek wil graag vers 2 aan die voorhou, wag op die troue Heer in lyding, en swyg voor God ootmoedig stil. Sy raad verseker wyse leiding, dis goed en heilig, soos hy wil. Vertrou gerus op God se raad, hy weet wat ons die meeste baat. Ek wil tog vra dat julle as familie, as julle enigstens kans sien daarvoor, ook sal opstaan en hierdie lied saam sal sing, dat dit ook van julle kant af 'n gebed tot die Here sal wees. As julle daartoe in staat is, dan kan dit vir julle ook iets beteken om dit saam met ons as gemeente te sing. Gesang 39, vers 1 en 2.
Ek wil graag vanmiddag die woord bedien uit Lukas hoofstuk 2, vanaf vers 25, die gedeelte oor Simeon en Anna, wat by die tempel was, net na Jesus se geboorte. Daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom, en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Deur die Gees gelei het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindjie Jesus bring om vir hom die gebruikelike bepalings van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem, God geprys en gesê: Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel. Ek lees net daardie gedeeltetjie. Liewe familie, vriende hier teenwoordig, ons weet nie baie van die persoon Simeon af nie, behalwe wat ons maar in hierdie gedeelte van die Bybel lees oor hom. Maar wat hier van hom gesê word, dink ek is genoeg dat ons vanmiddag ook van hierdie mens 'n profiel kan trek om daaruit ook iets vir onsself te leer. Vers 25 sê, hy was getrou aan die wet en hy was vroom in 'n positiewe sin van die woord. Die vers sê ook vir ons, hy het uitgesien na die koms van Jesus. 'n Paar woorde wat u en ek baie maklik kan lees, maar as jy daaraan dink, dat die Jode op daardie stadium nie uitgesien het na die koms van Jesus as sodanig as die verlosser nie, het Simeon dit gedoen. Daar staan ook in die vers, hy was onder leiding van die Heilige Gees. Jy moet onthou, dit was voor Pinksterdag, voor die uitstorting van die Gees nog, was God se Gees alreeds op hom gewees. Vers 27 leer ons nog iets van hierdie mens, waar hy na die tempel opgaan, maar nie toevallig nie maar sommer net nie. Daar staan, hy was gehoorsaam aan die Gees van God se opdrag. En in vers 29 noem hy homself God se dienaar. Die Griekse woord kan vertaal word in die oorspronklike taal met die woordjie slaaf. Dis eintlik vir ons 'n vernederende woord, maar nie vir Simeon nie. Hy noem homself so, want hy sien homself volkome onder beheer van God en afhanklik ook van God. Ek dink as 'n mens 'n profiel van Simeon moet trek, dan sou jy kon sê, hy was 'n voorbeeldige Christen senior burger. Liewe vriende, u weet dit net so goed soos ek. So was oom Potty ook gewees. Hy was altyd getrou in die kerk, daar rond was sy sitplek gewees. Ten spyte van siekte, ten spyte van koue. Ons het 2 jaar terug 'n baie koue Pinksterreeks gehad. Hy was hier gewees. Hy het geleef uit die hand van die Here. Hy was 'n mens wat nie skaam was om oor God se genade vir hom te praat nie, te getuig nie. Ek dink hy was 'n voorbeeld van nederigheid vir elkeen van ons. En daarom wat van Simeon gesê word in hierdie opsig, dink ek kan ons vanmiddag met respek ook van oom Potty sê, 'n dienaar van God, 'n slaaf van God, beslis. Simeon sê in vers 29, Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord. Simeon het gesien en Simeon het geglo dat sy verlosser leef. En dit het vir hom vrede gegee. En daarom sê hy dan, hy kan nou maar sterf. Daar is niks meer en niks beter wat hy wil weet of wat hy wil hê uit die lewe nie. Vir julle as familie in die besonder, baie meer as vir die res van ons vanmiddag, dink ek julle beleef ook die dood in hierdie tyd as iets baie negatiefs. En ons as mense sien die dood dan gewoonlik as die einde van alles. En daarom is ons hartseer. Dit het die einde van 'n besondere mens beteken.
En dit maak 'n mens negatief. Die dood sien ons baie dae as iets wat 'n streep kom trek deur ons as mense beplanning vir onsself. Ons wil graag almal 'n minimum van 100 jaar oud word en 'n goeie lewe hê. Die dood steek 'n stokkie daarvoor. En dan sien ons ook maar hoe alles rondom menslike lewe stop by 'n sterfbed. So dink u en ek gewoonlik, en by 'n begrafnis maak hierdie gedagtes 'n mens ook bevange, omdat jy weet, dit wag ook vir jou. Ons almal, vriende, moet daardie paadjie loop. Maar tog, dit wat Simeon vir ons hier sê, is nie maar net Simeon se woorde nie, dit word bevestig deur die hele Bybelboodskap. Jesus Christus het die doodsmag van die dood kom breek, finaal. En daarom vir ons wat vanmiddag hier in 'n kerk bymekaar is, maak nie saak aan watter geloof jy behoort nie, maar as jy in Jesus Christus glo, dan is die dood vir jou nie die einde van alles nie. Dan is die dood vir jou en dan ook vir julle as familie vanmiddag nie die laaste sê ook oor die mens nie. Dan is dit hoogstens 'n deurgang na die ewigheid. As ek God ken, as ek in God glo, dan is die dood iets heel anderster. Dan is dit maar net die einde van 'n aardse lewe, maar daarmee saam ook die begin van 'n ewige lewe. Dan weet ons vanmiddag, en dit is vir u ou nuus, maar ek wil dit vanmiddag bevestig, dan weet ons dat die dood is maar net die deurgang na 'n persoonlike verhouding met God self, wat ons nie op aarde kan beleef nie. Daarom glo ek is baie voorbarig as ek dit sê vanmiddag, maar ek het daarom die voorreg gehad om Potty vir 'n ruk te ken. Ek dink nie die dood was vir hom 'n verskrikking gewees nie. Omdat hy God se verlossing elke dag ervaar het. Ons kon dit sien in hom. Ek dink nie net julle as familie het dit gesien nie, ons almal het dit gesien in hom. Hy het geglo onwrikbaar in die lewende God, wat ook die God van die lewe is na die aardse dood. Daarom Tannie Kalla, as Potty Sondagmiddag net na 4 by sy positiewe kon wees, dan is ek amper seker, sou hy ook kon sê wat Simeon hier gesê het, Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord. Ek glo hy sou dit wou sê. Laat dit vir ons ook troos, dat hy vrede met sy Skepper gehad het, en dat hy graag by die een wou wees wat hom ook kom haal het, op die tyd wat die Here die beste gekies het. Kom by die laaste gedeelte. Simeon gee vir Jesus weer terug aan sy ouers. Kyk na die pragtige simboliek in hierdie gedeelte. Simeon kry die kindjie as ou man, hou hy die kind vas. Hy herken hom as die verlosser, dis nie maar net 'n baba nie, dis nie maar net 'n kind nie, dis die kind Jesus, die verlosser, en hy eer hom daarvoor. En dan staan dit nou nie in ons teksvers nie, maar 'n mens kan jou indink dat Simeon toe die baba weer teruggee vir Josef en Maria, vir sy ouers. En simbolies dink ek kan 'n mens dan sê, hy hou nie krampagtig aan hierdie Jesus vas nie. Hy's wel 'n ou man. En hierdie Jesus as verlosser vir hom, sou 'n mens kon dink, wil hy graag na hom hou. So 'n bietjie langer, so 'n bietjie meer. Maar hy gee hom terug asof hy wou sê daardeur vir Josef en Maria en vir ons in die hele wêreld, julle kan ook hierdie vrede ervaar waarvan vers 29 getuig. Ek gee hierdie kind terug, julle kan ook God vind. Hier is hy vir julle, die verlosser. Potty en Tannie Kalla is bekend dat hulle Jesus vir mense gegee het. Hulle huis het Jesus Christus nie net vasgehou vir hulle self nie. Sondag aand, ek wil 'n voorbeeld gebruik en ek hoop julle vergewe my dit, maar dit was vir my sprekend van die potgieterhuishouding. Sondag aand, net na 9 het ek daar ingestap en die klompie het om die tafel gesit en hulle was stikkend gewees. En Jurgens toe hy die deur oopmaak, toe sê hy vir my, hy's bly ek is hierso want hulle moet huisgodsdiens hou, maar hulle weet nie hoe nie. En ek het gevoel die oomblik is te groot dat ek as predikant dit nou maar moet doen omdat dit my werk is en ek het gesê gaan julle aan. Karel het toe 'n stuk gelees het Jesaja 60 uit wat hy die oggend gelees het, wat ek glo wat die Here ook vir hom gegee het en wat die Here vir jou ook
deurgee na die familie toe daardeur. Vers 20 wat sê, die Here sal vir jou die ewige lig wees, jou dae van smart is verby. En as jy na vers 32 kyk, Karel, daar staan ook, Jesus is 'n lig tot verligting van die nasies, dit ondersteun dit ook. Maar vriende, toe het hulle daarna as 'n gesin saam gebid. Dit was vir my heilige oomblikke as buitestander. Maar ek het daardie oomblik besef dat waar die res van ons in ons huise dalk maar in sak en as net sou gesit het daardie gesin, daardie kinders saam met hulle ma huisgodsdiens gehou soos wat die gewoonte in hulle huis was. Soos wat die oom en die tannie hulle geleer het. Is dit nie 'n pragtige voorbeeld nie? Kom ons leer vanmiddag by Simeon en by hom Potty. Ek het, wat hier is vanmiddag en julle as familie en veral as kinders, het geen verskoning om te sê, ons weet nie hoe om die Here te dien nie. Ons weet nie wat dit beteken om Jesus te gee vir die mens nie, want hulle het hom met woord en daad gegee. 'n eedingetjie, 'n kaartjie, 'n besoekie, 'n werkie in die tuin, noem maar op, daar's te veel. Hoe Jesus Christus op 'n praktiese manier uit hulle huis uit gegee is vir elkeen van ons wat met hulle te doen gehad het. En daarom wil ek elkeen oproep om saam met my gehoorsaam te wees aan wat Hebreërs 13 vir ons sê hieroor. Kom ons luister wat daar staan, vers 7. Dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. En Potty was nie 'n dominee nie, maar hy het die woord van God verkondig met woord en daad. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. Kom ons leer uit 'n lewe uit. Kom ons eer op so 'n manier sy nagedagtenis, deurdat ons iets gaan maak van ons eie lewens, sodat ons ook mense sal wees wat Jesus verander gee, in wie mense die Here raak sien. Kom ons dien die Here, soos hy die Here gedien het, nederig, voorbeeldig. Ek weet julle is hartseer as familie vanmiddag, maar ek weet ook julle het 'n ryke skat van herinneringe. En ek weet ook julle het 'n opdrag, wat die Here vir julle deur 'n eggenoot, deur 'n oupa, deur 'n vader, deur 'n broer gegee het, waaraan julle gehoorsaam sal moet wees. En vir ons sal ook moet gaan leef, soos die voorbeeld wat ons gehad het van 'n gewone mens, maar iemand wat gehoorsaam was aan God se woord. Kom ons bid saam. Here, U praat op baie maniere en op baie plekke met elkeen van ons. Soms, Here, praat U deur die natuur, soms deur 'n prediker, soms deur 'n insident en soms ook deur 'n mens. En daarom weet ons vanmiddag dat hierdie voorbeeld van Simeon wat in U woord aangeteken is, ook met 'n doel daar staan, sodat elkeen van ons lewens reg kan inwy en kan inrig. Maar Here, U was ons so genadig dat U ook vir ons 'n mens in hierdie gemeente gegee het, wat nie vanmiddag geprys word nie, wat nie 'n heilige was nie, maar wat 'n doodgewone mens was, maar wat deur sy voorbeeld ander na U toe gelei het, ander mense van U bewus gemaak het. En ons sê vir U dankie daarvoor. My gebed is dan nou dat U met daardie nagedagtenis vir hulle sal troos as familie. En dat U vir elkeen van ons sal oproep om terwyl ons nog aan hierdie kant van die lewe staan, vir U te dien elke dag, voorbeeldig, nederig, getrou. Ons bid dit, Here, omdat ons weet dat ons so maklik hierdie dinge miskyk en so maklik ook by U verby beweeg. Wil U ons elkeen wat hier saam is genadig wees? En wil U vir ons help om te leer uit wat ons in hierdie dae ervaar het? En om elkeen 'n getroue volgeling van U te word, sodat, Here, wanneer ons by die einde van elkeen van ons se lewens kom, dat ons ook kan sê, Here, laat U dienaar nou in vrede gaan, omdat ons U verlossing gesien het. Amen.
Ons laaste lied is gesang 353 vers 4. Ons gaan net daardie een versie sing, en dis 'n pragtige belydenis. Familie het gevra dat ons hierdie lied sing, en ek dink, dis iets baie moois by 'n geleentheid soos hierdie, en dit sluit ook aan by die Bybelboodskap, dat ons weet aan wie ons lewens kan toevertrou. U kan bly staan na die lied vir die slotgebed, en daarna kan u weer gaan sit, sodat die ander verrigtinge dan hier kan plaasvind. Gesang 353 vers 4. Ontvang die seën van die Here wat kom uit Numeri 6. Familie en vriende, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Ek vra dat Dr. Wynand Melan nou hier na my toe kom vir die huldeblyk. Geagte vriende, hierdie huldeblyk pas goed aan by die preek wat ons gehoor het. Dit bestaan uit 2 dele. Die eerste gedeelte namens die publiek en die tweede gedeelte dan vanaf die familie. Dit was veral Potty se vriende, soos hy by sy vriende bekend gestaan het in skok, toe ons verneem het dat hy op Sondag 19 Maart heen gegaan het. In skok omdat hy 'n besondere nederige mens nie meer deel sal wees van die kultuur van stabiliteit en bestendigheid in ons gemeenskap nie. Hy het nie op die boonste trap van die leer begin met sy loopbaan nie. Dit was vir hom 'n relatief lang opdraande pad vanaf gewone klerk tot stadsklerk van Vredenburg-Saldanha munisipaliteit. Maar elke pos wat hy beklee het hy met vaardigheid en deursettingsvermoë beklee. Toe hy op Bethlehem in die Vrystaat nog maar komitee-klerk en later assistent-klerk van die raad was, het hy alreeds hulp verleen met die Vrystaatse munisipale vereniging. En het voortgesit toe hy in 1968 assistent-klerk van Sasolburg geword het. In 1975 het hy adjunkt stadsklerk van Vredenburg-Saldanha geword. En vanaf 1982 tot 16 November 1990 stadsklerk van Vredenburg-Saldanha. Sy vermoë om besluite van die raad te interpreteer en te dokumenteer was buitengewoon hoog. Ons as raadslede was so gemaklik later hiermee, dat geen notules
meer bevraagteken was nie. Ons het geweet, ons stadsklerk ken sy werk. Dit was vir my, wat 'n hele aantal jare as raadslid saam met hom gewerk het, opvallend hoe gemaklik hy met sy amptenare en die publiek gewerk het. Sy kantoor was oop vir almal. Dit was baie duidelik in sy optrede dat hy mensgerig was en 'n atmosfeer geskep het waarin die amptenare en die publiek vertroue gehad het. Hy het die vermoë gehad om noodwendig onpopulêre besluite van die raad soos verhoogde belastings en tariewe op 'n sagte manier oor te dra en te implementeer. Potty het van vrede gehou en vrede en verdraagsaamheid gepropageer. Hy het as Christen geleef en gewerk. Ondanks sy oorvalprogram het hy sy kerk getrou gedien. As kerkraadslid het hy nie afskeepwerk gedoen nie. En daarom het hy ook leier ouderling geword, want vertroue skep was by hom 'n lewenswyse. Sy huisgesin was vir hom belangrik, en hy het dikwels met deernis oor sy gesin met my gepraat. Ondanks sy toegewyde lewe aan sy gemeenskap en sy Skepper, was Potty geen somber mens nie. Hy het 'n fyn humorsin gehad en het graag met sy medemens gedeel. Dit het dikwels baie stram situasies omskep in 'n makliker atmosfeer. So het sy mede-stadsklerke hom geken. So het sy amptenare hom geken. En so het ons as raadslede en publiek hom geken. Carla, aan jou en jou seuns Jurgens, Hannes, Karel, Herman en julle dogter Rita, as ook die skoondogters en kleinkinders en ander familie, wil ek graag namens die publiek sê, ons weet dit is vandag vir julle almal baie swaar, maar julle beleef in dankbare droefheid. Kyk met groot dankbaarheid terug na jou man en julle vader. Hy is 'n voorbeeld van 'n mens wat die wedloop voltooi het en die oorwinnaarskroon ontvang het. Mag julle daarin groot vertroosting ontvang. Ons eer sy nagedagtenis. Nou namens die gesin wil ons hulde bring aan Jurgens Potgieter. Dit kom van sy huisgesin. Jurgens Potgieter, Potty soos die familie hom geken het, was 'n vader en 'n pa. Soms geduldig, maar ook soms ongeduldig. Vir ons was sy ywer, sy strewe na perfeksie, sy humorsin van sy uitstaande kenmerke. 'n Mens kon op hom vertrou. As kind van 'n gesin met 6 broers en 3 susters, het hy ontwikkel as 'n mens, lief vir ander mense, om tussen hulle te wees. Hy kon moeilike situasies hanteer, ook in sy werk. In sy eie familiekring, as een van die jonger kinders, het hy die kuns aangeleer om op die regte tyd situasies met 'n lag te ontlont. 'n Pa wat kon dissiplineer, baie van homself en sy familie verwag het, maar bovenal liefde en aanvaarding ook kon gee. So sal ons hom onthou, die man wat kon lag met oorgawe, werk met oorgawe en leef in diens van God en medemens. Sport, veral rugby, atletiek, was deel van sy lewe. Sy liefde vir musiek en die natuur, die blomme, die klippe, die skilpaaie wat die Skepper op die aarde geplaas het, sal vir sy nageslag voortleef. Die rosie soggens op die yskas, die woel in die tuin, soos Abraham die tuinhulp vertroostend sê, die ou baas is nou in die hemelse tuin. Vir al die ruikers, blomme en boodskappe van almal wat met ons in hierdie tyd van verlies, maar ook oorwinning deel, en dankie uit ons harte. Vra nou vir Dominee Herman Lou om die bedankings te hanteer.
Vriende, die familie het vir my gevra om die volgende bedankings namens hulle aan u te rig vanmiddag. In die eerste plek sê hulle is baie dankverskuldig aan die Hemelse Vader, wat hulle tot dusver met groot liefde gedra het, en vanwaar die blye versekering ook kom, dat hy ook in die toekoms vir elkeen van hulle 'n besondere bron van krag sal wees. En dan sê hulle, dink hulle ook met dankbaarheid terug aan hulle pa, om Potty vir dit wat hy vir hulle, elkeen en ook vir die gemeenskap beteken het. Dan 'n woord van dank aan die volgende persone, vir Jurgens en Daleen Meyering, vir hulle vinnige reaksie na die vroeë oggendure se boodskap, vir Dr. Willem Nel vir sy mediese bystand deur die afgelope jare, ook Dr. Walter Kwyk vir sy vinnige en deernisvolle optrede met ons dierbare pa se laaste ure, die hospitaalpersoneel wat geen moeite ontsien het om ons pa te help nie, ook vir Freddie Rust van die AGS Kerk vir sy bemoedigende gebed, en dan ook 'n besondere woord van dank aan Dominee Willie Greef, wat ons ma in haar hartseer met soveel bemoediging geestelik versterk het. By die sterfbed het hy Psalm 23 aan ons pa opgedra en vir ons familie 'n blywende boodskap gegee wat vir altyd by ons sal bly. Baie dankie vir al u bystand en reëlings. U het geen moeite ontsien nie, ons opregte waardering. By die sterfbed was die Ackermans en die Kotses ook saam met Tannie Chippy, en dit was vir ons 'n geweldige troos. Baie dankie daarvoor. En dan 'n opregte woord van dank vir soveel dierbare vriende wat of persoonlik of telefonies vir die familie met groot bystand en liefde ondersteun het. Die familie sê baie dankie aan u en ook aan elkeen wat op een of ander manier 'n klein taakie verrig het wat dit vir hulle baie makliker gemaak het. Aan die burgemeester, meneer Nakerdien, en die stadsklerk, meneer John de Klerk, ook 'n woord van dank vir hulle woorde van meegevoel. Dan al die familie, vriende, werkkollegas en instansies vir die rykers en ook vir die boodskappe in die media. Vir Dr. Wynand Malang sê die familie baie dankie vir die huldeblyk wat u namens die familie gebring het. En dan 'n besondere woord ook van dank aan die volgende vriende en instansies, die ambulansdienste, die begrafnisondernemer, verkeersdepartement, Akkerdijk gemeente, Wyk Martha en die oraliste mevrou Amanda Steyn. En dan aan die vriende en familie wat ver gekom het, wens die familie 'n veilige terugreis toe. En dan laastens opregte dank aan almal wat saam met ons gesin hierdie intieme afskeidsoomblikke beleef en deurmaak. En dan is hier ook 'n woordjie aan die kinders van hulle ma. Sy sê, wat sou ma sonder julle gedoen het? Julle is my trots en pa sou ook op hierdie bystand baie trots gewees het. Baie dankie. Meneer Zele het net gevra dat ek enkele reëlingkies vir u net deurgee. Die stoet volg nie die normale roete wat ons gewoonlik het nie. In Esperia straat word daar regs gedraai tot in Kerkstraat, dan beweeg ons op in Kerkstraat, weer links in Hoofstraat en dan weer terug in Langstraat na die begrafplaas. En u is ook welkom na die tyd, na die ter aarde bestelling, om 'n koppie tee hier in die kerksaal te kom geniet. Ek noem dan laastens die draers: Jurgens Potgieter seun, Hannes Potgieter seun, Karel Potgieter seun, Herman Potgieter seun, Koos Potgieter broer en Japie Potgieter broer.